Goeiemôre, welkom by nog 'n digitale diens. Vandag wil ek met jou praat oor disippelskap. Dis wat die Here op my hart gelê het om vandag met jou oor te praat. Kom ons bid saam. Liewe Here, sal U asseblief my gedagtes suiwer en my lippe salf, sodat ons, Here, U woord baie mooi en duidelik vandag kan hoor en verstaan. O Heilige Gees, praat asseblief deur my in Jesus se naam. Amen. Kom ek lees saam uit Matteus 16 vers 24 tot 28. Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle. Daar is party van die wat hier staan wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. 'n Paar notas en gedagtes oor disippelskap. Dis nou nie asof ek alles weet nie. Dit is maar wat die Here op my hart gelê het. Waar kom disippelskap vandaan? Disippelskap moet altyd van Jesus afkom. Die woord sê dit baie duidelik hier, so ons moet onsself verloon. Met ander woorde, om jouself te verloon beteken jy ken jouself nie, want toe Petrus vir hom gevra het, ken jy vir Jesus? Toe sê hy nee, ek ken nie vir Jesus nie. Toe het hy vir Jesus verloon. So verloon beteken jy ken jouself nie. So as jy jouself verloon, ek ken nie jouself nie, jy ken net vir Jesus. Jy wil nie jou lewe behou nie, het gaan nie oor jou lewe nie, het gaan oor God se lewe. Gaan oor Christus se lewe, jy moet dit verloor. Hoekom? Wel, een van die mense wat Jesus geroep het in Markus 2 vers 14, Levi, wat 'n tollenaar was. Kom ons lees dit bietjie. Toe hy by die tolhuis verbygaan, sien hy vir Levi, seun van Alfeus, daar sit, en hy sê vir hom, volg my. Levi het opgestaan en hom gevolg. Hoekom staan Levi op en los alles en gaan agter Jesus aan? Hy weet mos nie wat sy werk hy gaan doen nie. Hy verstaan mos nie regtig wat gaan aan nie. Hoekom doen hy dit? Omdat hy miskien 'n oulike mens is wat die regte ding wil doen? Ek dink nie so nie. Hy's dan 'n tollenaar wel, hy's seker nie meer 'n tollenaar nie, want hy het seker reeds tot geloof gekom. Maar dis nou alles spekulasie wat ek nou hier kwytraak. Maar vir hom gaan dit oor Jesus. Dit gaan daaroor dat hy opstaan en agter Jesus aangaan. Dit gaan nie oor wat hy wil hê, sy gesag of sy toekoms of sy drome of sy ideale nie. Dit gaan oor geloof in Jesus. Jesus het hom geroep, hy staan op, hy loop agter Jesus aan. Dietrich Bonhoeffer het die volgende gesê. Hy het gesê, Christianity without the living Christ is inevitably Christianity without discipleship. And Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kom ek vertel 'n bietjie van Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer was 'n jong Lutherse predikant in Duitsland. Hy was 'n Duitser by die Lutherse kerk. En toe Hitler aan bewind kom, hier in laat 1930s, toe het hy gesê nee, dit wat Hitler voorstaan is nie in lyn met die evangelie nie. Hy het ook betrokke geraak by ondergrondse anti-nazi bewegings. Hitler het hom toe gevange geneem en hy was lank in die tronk en in verskeie konsentrasiekampe en dit is verskriklik tragies dat daar voor die einde van die oorlog in 1945 het Hitler hom tereggestel deur hom te hang. Maar in hierdie tyd het hy geweldige
was hy 'n geweldige invloedryke figuur in die koninkryk. En hy het 'n boek geskryf, The Cost of Discipleship. En in hierdie boek praat hy baie oor disipelskap en hy waarsku teen goedkoop genade of cheap grace. Hy sê dit is goed soos vergifnis sonder bekering, of geloof sonder gehoorsaamheid, of kerklidmaatskap sonder om Christus te volg. Die kern van sy boodskap, wat sommer aan die begin van sy boek gesê word, is, when Christ calls a man, he bids him come and die. When Christ calls a man, he bids him come and die. So wat sê Dietrich Bonhoeffer eintlik? Hy sê dit gaan alles oor Christus, jou eie lewe, en jou eie dinge, en jou eie drome, en jou eie ideale moet agter staan by wat Christus wil hê. Dit moet alles oor Christus gaan. Maar hierdie tipe disipelskap, om agter Christus te wil aangaan, net so terloops, die Griekse woord vir disipel, mathetes, beteken om agter iemand aan te loop. Disipelskap moet iewers vandaan kom. Dit kan nie uit myself kom nie. As dit uit myself kom, dan is dit net sentimentele, romantiese tipe van 'n geloof. Ons ken dit almal. Dit moet vanuit 'n diep plek van geloof kom. Luister wat sê Henry Nouwen oor disipelskap. Hy sê, whereas discipline without discipleship leads to rigid formalism, and discipleship without discipline ends in sentimental romanticism. Wat sê Henry Nouwen? Henry Nouwen sê, disipelskap moet ergens vandaan kom. Ons ken almal kerkmense wat net reëls navolg, sonder dat hulle 'n diep geloof en 'n liefde vir Christus het. Dit werk nie lekker nie. En dan het ons almal al kerkmense gesien wat so sentimenteel en romanties raak, dat dinge ook nie lekker reg uitwerk nie. Daar word gepraat van pink teologie. Disipelskap moet iewers gebore word. Dit moet vanuit Christus gebore word. Met ander woorde, uit my verhouding met Christus moet disipelskap gebore word. Dis wat met Levi die tollenaar gebeur het. En dis ook wat Jesus sê in die gedeelte wat ons in die begin gelees het. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. So, waar gaan dit? Dit gaan oor dat ek tyd moet spandeer saam met Jesus in my binnekamer. Ek moet moeite doen met my stilte tyd. Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, sal hy die deur oopmaak en ek sal ingaan en saam met hom feesmaal hou. Christus staan by die deur en hy klop, sy stem is sag en ons hoor hom nie, want die wêreld skree in ons ore. Jy moet nog dit doen, jy moet hierna toe gaan, jy moet dit doen. Maar as ons stil raak by Christus, dan hoor ons Christus se stem en dan eers kan ons ware disipels wees. Disipelskap kom van 'n plek af, dit kom van die plek om aan Christus se voete te sit. Dink aan Martha en Maria, Lazarus se twee susters. Die een was moes iemand gewerk het en die ander was moes iemand by Jesus se voete gesit het. Was iemand gewerk het moes Martha en die een wat by Jesus se voete gesit het was Maria. En toe het Jesus vir Martha gesê, Martha, Martha, jy is bekommerd en besorg oor baie dinge, maar Maria het die beste deel gekies. Want dis vanuit hierdie diep verhouding met Christus wat disipelskap gebore word. Dit is waar disipelskap begin, uit ons liefde vir Christus, nie uit vrees uit nie. Maar ook nie in die eerste plek net oor my liefde vir Christus nie. Maar eintlik word dit uit 'n plek gebore van sy liefde vir my. 1 Johannes 4 vers 18 tot 19, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. So God kom na Levi toe en hy roep hom. God kom na my toe en hy roep my. God kom na jou toe en hy roep ons. En dan sit ons aan sy voete en dan leer ons by hom. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is,
en ek sal julle rus gee, want my juk is sag en my las is lig. Christus se juk is sy lering, sy manier van leef. En as ons sy juk aanleer en sy juk vat, dan raak dit deel van ons lewe en dis waaruit disippelskap gebore word. As ek tyd met Christus wil spandeer, as ek moeite doen met my geestelike dissiplines, dan het disippelskap regtig waarde. Matteus 6 vers 6, nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe. Bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie, en jou Vader wat sien wat verborge is, sal jy beloon. Gaan na jou kamer toe, maak die deur toe, en daar in stilte, in rustigheid en vrede, sal jy vir Christus vind, en vanuit dit, sal jy vir Christus ontdek, en dan gaan jy weet hoe om 'n ware disipel te wees. Wie se koninkryk is dit? Dis Christus se koninkryk. In die gedeelte wat ons gelees het, staan daar dat nie een van die wat hier staan sal sterf voordat hulle Christus in sy koninkryk sien kom en dis presies wat gebeur het, want Christus se koninkryk het reeds in daardie tyd begin met Christus se hemelvaart. Christus se koninkryk is ook nou hier, maar onthou dis Christus se koninkryk. Dis nie ons koninkryk nie, dis sy koninkryk en hy gebruik ons om sy koninkryk te bou. Ons het seker al almal met kinders van die Here te doen gehad, wat met goeie bedoelings, op een of ander manier, op een of ander mission is, vir die koninkryk van God, maar baie vinnig kom ons agter, dat dit nie noodwendig oor Christus gaan nie, maar dat dit baie keer of baie keer oor hulle gaan, en dit moet altyd oor Christus gaan. Nou, hoe weet ek dan, dit gaan oor Christus, en nie oor my nie? Ek het al baie oor die term Missio Dei gepraat, wat deur die bekende teoloog David Bosch baie bekend gemaak is. Missio Dei beteken, Missio sending, Dei God, God se sending, God se werk. David Bosch het ons baie mooi geleer, dat dit nie ons is wat vir God in die wêreld invat nie, maar dat God is wat reeds in die wêreld is. En dat ons hom net vir mense uitwys, of ons moet net rustig raak, dan sal ons sy teenwoordigheid beleef. En net om 'n voorbeeld te noem, ek kan byvoorbeeld nie sê ek vat vir God Indië toe nie. Wat ek kan sê is, God is klaar in Indië, ek moet soontoe gaan, en dan moet ek vir daai Hindus en moslems daar gaan wys, waar Christus reeds werk, waar sy liefde is, en dat hy reeds vir hulle baie lief is. So ons moet gaan kyk, waar is God besig? Wat doen hy? En dan moet ons by sy werk inskakel, ons moet hom nie vra om ons werk te sien nie, sien nie, dit maak nie sin nie. Nou, net om vir jou 2 voorbeelde te noem, ons gaan nou 20 tot 24 Julie op 'n uitreik vier van ons, net eers as 'n rekkie om te kyk of 'n uitreik moontlik is. Ons gaan na 'n vlugtelingkamp op die grens van Malawi. Die vlugtelingkamp se naam is Dzaleka, daar bly 60,000 mense daar, en daar's net 1 kliniek. En 2 van ons sendelinge het 'n tweede kliniek daar begin, maar daar's op hierdie stadium nog niks, daar's eintlik maar net watte en detol. En hulle het ons gevra om hulle te help, nie net om die kliniek te vestig nie, maar ook om God se koninkryk daar uit te bou. Hoe weet ons dat dit God is wat ons Dzaleka toe stuur, en dat nie maar net ons is wat lus is om Malawi toe te gaan en te kyk hoe lyk die groot meer nie? Want God, die Heilige Gees, het met Herman gepraat. Herman het met my kom praat. Ek het vir hom gesê, Herman, miskien is dit die Here wat met ons praat, en ons het gebid vir 'n lang ruk. Ons het na ons sendingbediening toe gegaan, en ons almal was eensgesind dat dit God se werk is, en dat hy met ons praat, en toe het 2 mense bygekom, Jan en Christian, wat gesê het, hulle wil saam gaan, en sê, die Here het met hulle ook gepraat, en so het daar eensgesindheid gekom. Dit is nie een ou se mission gewees nie, maar dit is 'n gemeente se mission gewees. En ons gaan nou Dzaleka toe, om God daar te ontdek. Een voorbeeld, nog 'n voorbeeld. Ons is hier in Mossel Bay, ons het 'n hawe hier by ons, daar is 'n organisasie, die organisasie se naam is Biblia Hawe Sending, en Biblia Hawe Sending sê dat, waar daar hawens is, glo hulle dat God aan die werk is, en dat waar daar gemeentes naby 'n hawe is, met die gemeentes daar werk. En ons is nou besig om vir die Here te vra, Here, hoe werk jy hier by die hawe? Hoe is jy betrokke by mense wat van reg oor die wêreld af hier by die hawe aanland? Wat van al die passasiersbote wat hier aankom, Here?
Wat van die mense wat op die hawe werk, die vissermanne, die vissersbote, die sekuriteitsmense, waar werk jy, waarmee is jy besig? Hoe wil jy ons gebruik hier by die hawe? Kom ons kyk weer na die voorbeeld van Levi, wat deur Jesus geroep is. Hy het nie geweet wat Jesus van hom vra nie. Hy het net opgestaan en agter Jesus aangegaan en hy het gaan kyk, wat doen Jesus, waarmee is Jesus besig en hy het daarbey betrokke geraak. Dit is wat Missio Dei beteken. God sal met ons praat. Hy seën ons om 'n seën te wees. Disippelskap kom dus uit die eerste plek vanuit Christus se liefde vir ons en dan antwoord ons hom vanuit ons liefde teenoor hom en dan uit hierdie verhouding uit stap ons agter hom aan, kyk waarmee is hy besig en dan raak ons betrokke by sy werk. Hy raak nie betrokke by ons werk. Vers 27 in die gedeelte wat ons gelees het my geplaag toe ek het gelees het. Daar staan: Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Wat beteken dit? Beteken dat hoe beter ons op aarde doen, hoe beter plek gaan ons in die hemel hê, of hierdie grappies wat ons altyd hoor van jy kom by die poorte en dan moet jy vir Petrus sê hoekom hy jou moet laat inlaat. Nee, al daai goed dis nie waar nie. Dit niks met Petrus te maak wat daar by die poorte staan nie. Alles gaan oor Jesus. Ons het dit mos nou al gesê. Wat beteken dit dat ons volgens ons dade vergeld gaan word? Wel, dade kom van 'n plek af. Dade kom van 'n plek van geloof af, van liefde vir Christus. Vanuit ons liefde vir Christus kom daar dade waar ons die koninkryk van God bou. Dit staan so terloops in Jakobus 2 vers 17 en 18, luister daarna. So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Geloof wat nie tot dade oorgaan nie, is sonder meer dood. Maar iemand kan sê, die een het geloof en die ander het dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. So as daar nie dade is nie, dan sê Jesus, is daar nie geloof nie. En vanuit ons geloof kom ons dade. Ons dade is ons disippelskap. Disippelskap is om God se werk te doen, om te kyk waarmee is hy besig en om hom dan te vra, om vir ons te gebruik met sy werk, om ons te betrokke te maak by sy werk. Daarom moet ons oor die hele tyd oop wees. Ons moet altyd vra, Here, waarmee is u besig? Wat sien u? Byvoorbeeld, toe ek hier in Mosselbaai gekom het, toe sien ek verskriklik baie hawelose mense wat op die straat slaap, en niemand moet op die straat slaap nie. Mense moet 'n dak oor hulle kop hê, mense moet 'n huis hê, en hoe meer en meer ek met hierdie mense begin praat en werk, hoe meer en meer het ek agtergekom, dat God is besig met dit. En vanuit dit is sewendgebore, 'n bediening aan die straatmense, waar ons elke week vir hulle bymekaar bring, vir hulle 'n klein kerkdiensie hou, en vir hulle 'n baie goeie, gesonde bord kos gee, en hulle probeer help en motiveer, om die Here te vind, en om miskien hulle lewe weer terug te kry. Hier staan in die gedeelte wat ek gelees het, dat as ons agter Jesus aan wil gaan, moet ons kruis opneem. Ons kruis opneem? Wat is ons kruis? Ons kruis kan ons broosheid wees, ons swaar kry, ons onsekerheid. Hierdie is dinge wat God kragtig kan gebruik. Ons swaar kry. Ek dink aan die toespraak van Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt in 1910, wat hy in Parys gedoen het. Hy was 'n Amerikaanse president. Brené Brown het my hierna nie vir my nie, maar het hierna verwys na haar baie bekende TED Talk, The Power of Vulnerability. Luister hierna. Teddy Roosevelt sê, "It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles, or whether the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs.
who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasms, the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumphs of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. Hierdie laat my so baie aan disipelskap dink. Ek sê altyd vir my kinders, life on a couch is a life not worth living. Maar vanuit ons diep verhouding met Christus, vanuit ons geestelike dissiplines, vanuit ons gebed en ons tyd in die woord saam met God, vanuit God se liefde vir ons en ons liefde vir hom, word daar 'n begeerte gebore om vir Christus iets te doen en om sy koninkryk betrokke te raak en om sy werk te gaan doen, nie ons werk nie, sy werk, om te gaan kyk waarmee is hy besig. Waarmee is God besig hier so in Mosselbaai? Wat wil God hê moet ons as gemeente doen? Waarmee is God besig in hierdie wêreld? Wat wil God hê moet hierdie gemeente doen? Dit alles begin en eindig by Jesus. Kom ek sluit af deur weer die gedeelte in Matteus 16 vers 24 tot 28 te lees. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader, en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle die seun van die mens en sy koninkryk sien kom het nie. Amen.